Lukas 1 vers 26 tot 38 het 'n besondere plek in die Kersverhaal. Dit vertel van die engel Gabriël wat vir 'n jong verloofde meisie Maria gaan sê dat God aan haar genade bewys. Sy sal swanger word met die seun van die Allerhoogste God. Die Heilige Gees sal self die lewe in haar wek, want niks is vir God onmoontlik nie. Maria antwoord daarop deur te sê dat sy tot beskikking van die Here is en God se wil met haar lewe kan gebeur. Maria se keuse vir God se wil het 'n prys van haar gevra. Wat sou sy vir haar ouers sê? Wat sou sy vir haar verloofde sê? Hoe gaan die mense in haar gemeenskap op haar swangerskap buite die huwelik reageer? Gaan hulle haar met klippe doodgooi? Maria se keuse vir God se wil het haar in 'n stal laat geboorte gee. Haar keuse vir God het haar uiteindelik voor die kruisdood van haar seun gebring. En let op, dit was deel van God se genade aan haar. Haar keuse dat God se wil met haar lewe kon gebeur, het uiteindelik nie net tot haar eie redding gelei nie, maar ook tot die redding van elke mens wat Jesus as verlosser aanvaar. Maria leer vir ons dat Kersfees, Christus se koms, beteken ons moet ons eie lewe aan God onderwerp en vir hom sê dat ons tot sy beskikking is en hy met ons kan laat gebeur wat hy wil. God se wil vir ons lewe kan ons op paaie bring waar ons nooit gedink het ons sal kom nie. Maar dis die beste vir ons en almal om ons. Dis die pad waarop God ons wil seën. As jy vandag nadink oor Christus se geboorte en wat hy vir jou kom doen het, gaan jy daarop antwoord deur vir die Here te sê dat jy tot sy beskikking is en hy met jou kan laat gebeur wat hy wil.